Goeiemôre vriende, dit is vandag Sondag die 8ste Junie 2025. Dit is inderdaad Pinkster Sondag, Pinksterfees wat ons vandag kom vier vriende, 'n wonderlike geleentheid wat die Here ook vir ons gee om te celebrate, om by mekaar te kan wees en om te kan weet dat die Here jare terug al vir ons die Heilige Gees gegee het. Mag dit regtig vir julle 'n wonderlike dag wees, vriende, waar ons sommer so by mekaar gaan wees. Vriende, ja, dit is die Junie maand. Daar's nie eintlik iets as ek nou vinnig kan dink wat nou verder is. Ons het klaar bazaar gehad, dit het wonderlik gegaan. Baie dankie weer eens vir elkeen van julle wat daar was, vir elke bydrae wat daar was, die lekker saam wees, die vriendskappe wat maar net weer 'n bietjie gesmee is daarso. Dit is altyd baie lekker om so as die kerk van die Here by mekaar te wees. Ek sê altyd die bazaar is vir my hoogtepunt vir die naam. Die geldjies wat ons daar kry is vir my absolute bysaak, maar die lekker saam wees, die lekker saam werk, die lekker saam gesels, dis eintlik waar dit gaan. Dit is die bonus om lekker so saam te wees, né? So dit is dit is verby. Ons het 'n baie wonderlike eenheidsweek gehad, of dan die ou wat ons gesê het Pinksterweek, waar ons by die onderskeie kerke bymekaar gekom het in die kerke. Ek wil ook vir al die predikante sê baie dankie in die onderskeie gemeentes as die Anglikane, die Rooms-Katolieke. Ons het saam met die Methodiste gewees, die Baptiste en ons self was saam gewees. Was regtig lekker gewees om net weer so 'n bietjie by mekaar te wees. Ons het een keer 'n jaar by mekaar kom, seker nou al, ek het nou tred verloor, maar ek dink dit is baie maklik naby 25 jaar wat ons nou al so by mekaar kom. So dis 'n lekker tradisie waar ons mekaar basies jaarliks sien, lekker saam praat. Ons nou oor jare heen op pelle geraak met mekaar, so dit was regtig 'n wonderlike geleentheid. Maar daar's nie iets op die almanak nou vorentoe nie, vriende, so ons het 'n vol jaar gehad tot hierso. Ek dink ergens moet jy weer so 'n bietjie klein bietjie rustig raak. Ons gaan wel in Augustus maand, en so nou al vir julle so 'n nuusflits gee, het ons weer Alpha kursus wat Fanie Heinz vir ons gaan doen die hele Augustus. Ons mik ook daarna om Augustus-September maand Alpha huwelikskursus aan te bied. Ons moet net kyk of ons daks in 'n rou kan kry. So dit is wat dit dan betref. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om vandag by mekaar te kan wees op hierdie wonderlike viering van Pinksterfees. Here, dankie dat ons dit elke jaar kan vier en kan weet dat u Gees is uitgestort op almal. Here, dat u Gees inderdaad in ons woon, dat u Gees vir ons lei, dat die Gees vir ons bystaan, dat die Gees vir ons wysheid en insig en takt en fyn aanvoeling gee, Here, ook oor die dinge waarop dit neerkom. Dankie daarvoor, Vader. Dankie dat ons die tyd van u Gees kan lewe. 'n Tyd waar u Heilige Gees, God self onder ons en in ons woon. Dankie vir hierdie besondere tyd. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ekskuus tog. Vriende, ja, vandag in ons gemeente het ons nagmaal. Chalice doen meestal van die goed daar by ons. Is eintlik gaan ons meer 'n sang-georiënteerde diens hou. Dis ook waarna toe ons mik. Ek het ongelukkig, weet nou nie waar my kop was nie, het ek 'n nagmaal ingesit en dit het so 'n bietjie ons planne omvergegooi. Maar dit gaan in die vervolg elke jaar by al die feesgeleenthede sal dit worship, prys en worship services wees. Dit sal wees, liewe vriende, waar ons 'n stukkie oor hierdie gedeeltes lees, maar waar ons eer aan God gee, want dit is waar die feesdae gaan, liewe vriende. Wanneer dit gaan oor die opstanding vir Jesus, is dit 'n feesgeleentheid. Wanneer dit gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees, is dit 'n dankseggingsdiens, né? Want die Jode daai tyd het ook die danksegging teenoor God kom uitspreek vir die versoening wat hy deur die voorsiening wat hy deur die jaar vir hulle gegee het. En dit was ook 'n tyd weer waar hulle kom hertoewy het aan God. Vriende, so dit is wat ons dan ook inderdaad wil doen. Maar vriende, kom ons lees saam. So ek gaan net 'n paar penstrepe met julle trek. Maar miskien voordat ons saam lees, die term Pentekoste of Pinkster sien ons kom van die Griekse woord Pentekoste wat 50ste beteken, en dit beteken, liewe vriende, verwys na die 50ste dag na Paasfees, wanneer die Jode die fees van die weke gevier het, of die jaarlikse oesdag. Julle kan nou gaan kyk, is Levitikus 23
15 tot 21 en Deuteronomium 16 vers 9 tot 12. Dis baie welkom om sommer 'n bietjie daarna te gaan te kyk. Maar kom ons lees saam, vriende, hier uit Handelinge 2 vers 1 tot 21. Toe die dag van die Pinksterfees aangebreek, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. So die disippels, né? Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele plek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees wat aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs, Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en dele van Libië en Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle almal in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het, sê hulle, net so goed, hulle praat in Portugees, hulle praat in Spaans, hulle praat in Frans, hulle praat in Engels, hulle praat in Afrikaans en Zulu, hulle praat in Sotho, hulle praat in Xhosa en wat se tale daar nou ook al mag wees, nee, hulle praat Russies, praat hulle, nee. Dis wat daai tyd gebeur het. Hierdie ouens, gewone ouens wat hulle weet, ja, en nou sien hulle maar hulle praat nou al hierdie tale. Hulle was almal verbaas en het die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, "Wat kan dit tog beteken?" Maar party het gespot en gesê, "Nee man, hulle is lekker dronk." Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie. Want dit is nog maar nou 9:00 in die oggend. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. Nou, so sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Vriende, ek dink dit moes 'n ongelooflike belewenis gewees het vir daardie mense om te belewe wat hulle daar gedoen het. Ek kan myself nie indink hoe dit moes gewees het toe die Gees uitgestort het. Julle kan nou dink, as jy nou saam met jou pelle amper hierso is en ewe skielik praat die een ou met Xhosa en jy weet vir jou siel man, hy het nie ken nie 'n woord Xhosa nie. Volgende oomblik praat hy in Spaans en jy weet vir jou siel maar dis jou pel hierdie man, wat gaan nou aan? Wat gaan is nou iets met sy kop fout? En jy sien hier's 'n ander ou en hy praat in Sotho en hier's 'n ander ou en hy praat wat ook al, vriende, Frans. En ek en jy sou net so verward gewees het. Ons sou ook besef het, maar iets is glad nie lekker nie. Ons sou ook gedink het, ons sou miskien nie gedink het die ouens is dronkie, want jy kan dan hoor hy praat 'n taal, né? Praat 'n spesifieke taal. En dit is wat daai tyd gebeur het. Dit was 'n ongelooflike geleentheid wat hierdie mense eenvoudig nie kon net laat verbygaan het nie. Dit was nie net so 'n geleentheid nie. Die wind was verskriklik geweest, liewe vriende. Later lees ons die tonge van vuur was op die ouens geweest. Dit is 'n enorme geleentheid. Daarom moet ons vir mekaar kom sê, liewe vriende, dit was dan ook nie ongewoon dat die disippels die strate ingevaar het en vir die mense gaan vertel het wat het gebeur nie. En die Jode was absoluut verstom, want dit is tog nou ongeleerde Galileërs wat hier kom in tale praat en dialekte wat vir hulle onmoontlik gewees het om te ken. En daarom moet ons vir mekaar vanoggend ook kom sê, liewe vriende, die koms van die Gees, daai tyd was inderdaad die geboorte van die kerk.
Die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat ons vir mekaar vandag op kom sê, liewe vriende, in 'n mens dit is wat jou 'n Christen maak. Dit maak, liewe vriende, wanneer die Heilige Gees in jou is, dat ek en jy nie anders kan as om vir mense te begin vertel van Jesus Christus nie. Want dis wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees is die heeltyd besig om vir Jesus te belig en te vra vir ons, ken jy Jesus, die weg, die waarheid en die lewe na die Vader toe? Dit is die rol van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die heeltyd besig om met jou en met my te praat en met mense te praat en vir hulle bewus te maak van die liefde van die Here. Dis hoekom hierdie feeste belangrik is. Dis hoekom die kerk belangrik is. Ek en jy is die kerk om by mekaar te wees as gelowiges, liewe vriende, want daar gebeur goed. Daar gebeur goed. Hierdie dag was 'n ongelooflike wonderlike dag gewees, vriende. Dit was 'n dag gewees wat daardie mense in hulle hele lewe nooit sou vergeet nie. 'n Dag, liewe vriende, wat soos enige ander dag begin het, maar wat totaal anders uitgespeel het. 'n Dag, liewe vriende, waar God kom sê het net vir ons almal, maar hoor hierso, ek is hier. Ek is by julle. Ek gaan altyd by julle wees. Dit is wat ek beloof het vir julle. Ek het vir julle gesê wanneer die krag oor julle kom, sal julle my getuies wees in Judea en Samaria tot aan die uithoeke van die aarde. Die Here kom sê vir ons, liewe vriende, vandag vir jou en vir my wat in Milnerton is, vir jou en vir my wat in Piketberg is, vir jou en vir my wat in Johannesburg is, vir jou en vir my wat in Durban is. Ek het die Heilige Gees uitgestort. Ek kom vra vir jou, gaan en getuig, gaan en vertel mense dat ek lewe. Gaan vertel mense ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Daar's niemand wat by die Vader kan uitkom behalwe deur my nie. Ek het vir julle die Gees gegee. Gaan en gaan vertel vir mense. Ja, vriende, dit kan ook wees dat mense na jou en na my kyk, soos hulle na die disippels van ouds gekyk het. Wat gaan met hierdie ou aan? Hy was gister was hy nou nog so meek en mild, en wat gaan nou met 'n man? Hoe praat hy dan nou so vrymoedig en so uit sy hart uit met ons oor Jesus Christus? Hy was nog altyd 'n Christen, maar wat gaan nou en wat het gebeur in hom? En dan moet jy weet, liewe vriende, dis God deur sy Gees wat heel moontlik daai ou aangeraak het en gesê het, hoorie, dis tyd dat jy by die werk opstaan vir my. Dis tyd dat jy begin om 'n lyn te trek in die sand daar waar jy is. Vriende, ook hier in ons land, daar in besigheid, daar in die staat waar jy en ek is, liewe vriende, wat gebeur wanneer die Heilige Gees van ons besit neem, liewe vriende? Wanneer ons die Heilige Gees in ons het, dan raak ons ander mense. Ons raak gevulde mense met die Heilige Gees. Ons raak onherkenbaar eintlik, liewe vriende, vir ander mense. Hulle herken hulle nie. Hierdie disippels wat gepraat het, hierdie Galileërs wat ewe skielik in 'n ander taal gepraat het. Mense sê, maar as dit nie die Galileërs nie, het ons nou verkeerd, is dit nog Piet, is dit Jan, is dit Koos, is dit Sandra, kan dit wees dat hulle so verander het, en dis wat die Gees doen, hy kom en hy kom verander ons onherkenbaar vir die mense, omdat die mense amper kan sê, maar hierdie ou wat so meek en mild was, is dit hy wat nou so praat, is dit hy wat nou so uitkom vir die Here, is dit hy wat nou daar by daai braai kom sê, maar ons kan nie op so 'n manier en so 'n manier aangaan nie, is dit hy wat in die staat kom sê, ons kan nie so aanhou korrup wees nie, ons kan nie so aanhou om die verkeerde pad in te stap nie. Ons kan nie net vir ons eie sak te daar is nie. Ons kan nie toelaat dat daar bedrog die heeltyd is nie. Ek trek nou 'n sand in die streep in die sand. Is dit dieselfde persoon? Is dit dieselfde persoon wat nou so anders met sy vrou is? Ek kan nie glo dit is dieselfde persoon nie. Kan dit wees hy's nou onherkenbaar anders? Liewe vriende, dit is wat gebeur wanneer die Heilige Gees van ons besit neem, wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk, raak ons onherkenbaar anders vir mense, raak ons onherkenbaar anders vir ons vriende en ons vriendinne, vir ons kollegas daar by die werk. Kan julle vir een oomblik dink, vriende, as ons in hierdie wêreld waar ons is, in hierdie land, hierdie mooi land wat goed opgemors is deur die regering van ons, liewe vriende, as ons as kinders van die Here begin om standpunt in te neem binne in die besigheidslewe, binne in die staatsdiens, om te sê die goed kan nie verder so aangaan nie. Liewe vriende, dan verander dinge. Maar ook wanneer ek en jy uitkom vir mense, moet ek en jy ook bereid wees, liewe vriende, om die prys te betaal. Is jy gans anders? Kan mense in jou sien dat ek en jy het heeltemal verander? Kan hulle sien dat ons is 'n nuwe mens, liewe vriende? Want dit is waaroor dit gaan met die uitstorting van die Heilige Gees. Wanneer die Heilige Gees binne jou en in my is ons ander mense.
Almal was verstom en verward en het gevra, wat beteken dit tog? En ander het weer gesê, hulle is vol soetwyn. Wat sien mense wanneer hulle na jou kyk en na my kyk? Sien hulle, liewe vriende, hier is iets anders. Sien hulle dat hierdie persoon is nie meer die persoon wat ek geken het nie. Ja, dis wat die Heilige Gees aan ons kom doen. Die Heilige Gees, vriende, kom verander vir jou en vir my in so 'n mate dat ons onherkenbaar raak vir mense rondom ons, omdat ons net nie meer kan dinge doen soos wat ons dit altyd gedoen het nie. Liewe vriende, my bede is vir hierdie land dat die geesvervulde Christene in die besigheidswêreld en in die staatsdiens, liewe vriende, sal opstaan en sal sê tot hier toe en nie verder nie. Ons is gevul met die Heilige Gees. Ons moet lewe soos Jesus gelewe het. Ons kan nie dit doen wat ons besig is om te doen nie. Dat mense na julle sal kyk en hulle sal kyk in die staatsdiens en die besigheidswêreld en sê, maar is dit dieselfde mense? Is dit die mense wat ons ken? Hulle staan nou so totaal anders. Omdat hulle net in stil bly en mee kan aangaan met die wêreld soos wat dit was nie. Barbara Brown Taylor, die Amerikaanse predikant, vertel hierdie diep storie oor 'n 97-jarige vrou wie probleme met haar korttermyn geheue gehad het, maar haar langtermyn geheue was uitstekend geweest en daarom vertel sy graag betekenisvolle stories uit die verlede. Sy vertel op 'n keer vir Barbara van 'n insident uit haar kinderjare. Sy en 'n vriendin het besluit om Mount Washington in New Hampshire te gaan uitklim. 'n Fantastiese tyd gehad, maar hulle het 'n lang boog gebly in die donkerte en mis het vinnig gekom. Hulle het geen flitsse saamgebring nie. Daarom het hulle mekaar se hande vasgehou en hand aan hand stadig die berg afgeklim. Soms het hulle met mekaar geredeneer oor watter pad hulle moes neem, maar een ding wat hulle nooit gedoen het, was om mekaar se hande te los. Die vrou het toe haar storie afgesluit met die woorde: "It was so dark and foggy. Sometimes all I could see was the hand behind me and the hand in front of me. We made it by holding onto one another." Dit is hoekom die kerk belangrik is, vriende. Dit gee aan ons 'n geloofsgemeenskap, 'n familie om aan vas te hou, 'n hand voor ons en 'n hand agter ons, maar ook 'n hand bo ons, liewe vriende, en dit maak dat ek en jy inderdaad in hierdie wêreld nie alleen is nie, maar dat ek en jy inderdaad kan sê as die kerk van die Here, as die liggaam van Jesus Christus, liewe vriende, jy is die oog, jy is die hart, jy is die hand, jy is die voet, kan ons sê, maar ons leef anders, ons is anders. Ons is inderdaad onherkenbaar anders, maar ons hou aan mekaar vas. Die Here het ons vir mekaar kom gee. Hierdie storie herinner mense aan die Pinkster storie vandag, liewe vriende, dat almal in die wêreld 'n familie is. Op daardie eerste Pinkster Sondag is al die mense na mekaar getrek. Mense van verskillende nasies, verskillende kulture, verskillende tale, verskillende agtergronde. Hulle was almal daardie dag deur die Heilige Gees vervul. Die simbool daardie dag was nie 'n gebalde vuis om mekaar weg en op 'n afstand te hou nie, maar 'n oop hand om aan vas te hou en saam te vier. Die 97-jarige vrou het dit mooi gestel. Sy het gesê, "We made it by holding onto each other." Dit is die boodskap van Pinkster. Saam is ons sterk. Saam kan ons 'n verskil maak. Dit leer ons veral dat om tweede viool te speel en met kollig op Jesus te laat val. Ja, liewe vriende, saam is ons 'n simbool van Jesus se liefde, omdat die Gees van Christus in ons woon en ons krag gee. Mag ons altyd ons krag kom kry in die gemeenskap van gelowiges. Mag ons krag kom kry wanneer ons hier saam in hierdie kerkgebou bymekaar kom en die Here loof en prys en aanbid. Mag ons saam, liewe vriende, as vriende en familie in Jesus Christus sy naam uitdra. Mag mense sien dat ek en jy inderdaad onherkenbaar anders is. Dat hulle vra, maar is dit dieselfde persoon wat ons gister ontmoet het wat dan nou vandag so anders is? Liewe vriende, mag Pinkster in jou en my lewend word. Mag die Gees van Pinkster, die lewende God self ons aanraak, liewe vriende, sodat ek en jy so onherkenbaar anders is, sodat ek en jy kan help om hierdie wêreld 'n ander plek te maak. Mag jy en ek inderdaad hierdie Pinkster Sondag so belewe, gevul, gevorm en verander deur die Heilige Gees, om kind van die Here te wees in jou huwelik, in jou verhouding,
in die werk waar jy staan, in die staat en in die privaat sektor, Pick n Pay of in Checkers of waar ook al, mag jy daar staan en mag mense sê, maar hierdie persoon is 'n nuwe persoon, hierdie persoon is anders, hierdie persoon het so gelewe en hierdie persoon leef net so. Mag ek en jy as geesvervulde kinders van die Here hierdie wêreld, vriende, inderdaad 'n beter plek maak en dit verander deur die manier hoe ek en jy optree. Here, dankie vir Pinkstersondag waar die Gees uitgestort is. En die Gees is uitgestort juis, Here, om ons anders te maak. Gevul met die Gees van Jesus Christus, gevul met die vrug van die Gees binne in ons, Here. Mag dit wees dat ons sal uitstraal vrede en vreugde en vriendelikheid. Mag dit wees dat ons sal uitstraal liefde en nederigheid en selfbeheersing. Mag dit dat ons sal uitstraal geduld en getrouheid en goedhartigheid. Mag dit wees dat die wêreld sien, Here, dat ons soos in Psalm 1 'n boom is wat geplant is by waterstrome, wat op sy tyd vrugte dra, wat sy blare nie verwelk nie. Mag dit wees dat wanneer mense na ons kyk, hulle vir Jesus in ons sal sien, dat hulle sal sien maar hierdie persoon is anders. Here, mag ons inderdaad 'n Pinkster gedrewe lewe lei, gevul onder leiding van die Heilige Gees, daar waar U ons geplaas het. Here, help ons asseblief daarmee. Amen. En ek wil vir julle geleentheid gee vir die opneem vir die dankoffer. Julle kan 'n Zapper of SnapScan gebruik. Julle kan ook 'n EFT betaling maak. NG Kerk Sonnekus, Absa Bank Tak is 'n generiese kode 632005. Die rekeningnommer is 3270140547 en dis 'n chequerekening. Vriende, ek wil julle wegstuur vandag. Mag julle as geesvervulde mense gaan lewe daar waar die Here julle geroep het om te wees. Mag mense wanneer hulle na julle kyk, vriende, nuwe mense sien, ander tipe mense sien, mense wat inderdaad die Heilige Gees gaan uitlewe daar waar jy is. Mag die Here vir jou daardie braafheid en daardie moed gee, liewe vriende, om nie saam met die wêreld te gaan nie, maar teen die stroom van die wêreld op te gaan en om regtig sout en om lig te wees daar waar jy is. Mag die Heilige Gees jou vervul vandag met sy ongelooflike teenwoordigheid. Mag jy inderdaad 'n Pinksterfees in jou lewe vandag ervaar. Vriende, mag julle bewus wees en mag julle weet dat God vir jou lief is. Mag julle Jesus Christus se genade belewe, God se liefde op praktiese vlak in Christus te kom demonstreer aan sy kruis. En mag julle vandag die Heilige Gees se teenwoordigheid in oorvloed ervaar, die Heilige Gees wat uitgestort is op jou. Ontvang die seën van die drie-enige God, God die Vader, Seun en Gees, en gaan in vrede. Amen.